Hartlik goeiemôre aan die almal. Mag dit so wees, as jy vanoggend hier so sit met 'n verwagting, want vandag is die dag wat die Here gemaak het. En ons sal bly wees, ons sal juig daaraan. En die woord wat sal uitgaan, dat dit elke hart, siel en gees oop en ontvanklik sal wees vir daardie woord. Ek vra dat jy almal sal stil raak nou, rustig sit, ons musiekspan van ons bedien met 'n pragtige lied. Kom ons sit saam in aanbidding. En geniet die lied. Baie dankie. En waarna ons dan sal oopmaak. Pastoor Willem sal vir ons die diens open. Ek dink ons gaan sommer voor die diens. Pastoor Willem, sal jy vir ons asseblief die diens oopmaak, asseblief. Baie dankie. Here, baie dankie dat ons vanmôre weer die voorreg het om saam in u huis te mag wees. Amen, dankie. Here, vanmôre as ons terugkyk en vorentoe kyk, gaan dit nie oor ons as mense, maar het gaan vir ons alles oor u en u koninkryk. Amen. Vra dat u vanmôre se diens ryklik sal seën, dat u onder die lofprysing en aanbidding van die kinders sal leef. Yes. Here, word die geloof vanmôre, Here, en ook deur hierdie dag en die bediening van die woord, dat ons vanmôre 'n woord sal ontvang, sal daarmee leef, Here, en daarmee sal groei, Here, ook in geestelike saad, Here, ook so u woord sal kan verkondig. Ons dankie vir elkeen vanmôre hier, ook so die wat ingeskakel is, wat onmoontlik is om vandag hier te wees. Seën elkeen ryklik, laat die Heilige Gees vandag by elke stoel stil staan, dat ons vanmôre, Here, geopende ore sal hê, Here, om te luister, Here, en te doen wat u van ons vra. Laat ons getrou sal wees, Here, as u dit vir ons sê. En seën elkeen vanmôre, seën die lofsange, Here, seën die musikante, Here, seën vir pastoor Adrie met die bediening van die woord, dat dit vanmôre soos 'n tweesnydende swaard sal wees, en dat die woord gespreek sal word, Here, en lei haar in die gees, gee haar kragtig, Here, dat sy dit kan doen tot eer van die lieflike naam. Seën ons elkeen vanmôre. Here, ons het huis toe gekom, nie net omdat ons kom nie, maar ons het vanmôre gekom met 'n verwagting om deur die aangeraak te word, 'n vernuwing in ons gees, 'n herstel en blydskap en vreugde. En ons bring vanmôre alles aan u en ons dank u daarvoor en ons bid dit in Jesus naam. Amen. En amen. Baie dankie, Pastoor Willem. Here seën jou. Kom ons sit in aanbidding en dan hierdie lied. Dat het jou gees, siel, hart, siel en gees vul. Baie dankie, musiek. I raise a hallelujah in the praise of my name. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a
huis. Kan ek 'n amen kry? Amen en amen. Kom ons staan en maak die naam van die Here groot. Almal saam met hierdie volgende lied. Baie dankie.
Ja, Here met 'n liefde. Here, ons, soos die Engelsman sê, we can never outlove you, Lord. Maar Here, leer ons om lief te hê, soos U ons lief het. Halleluja, prys sy naam. Dankie, Here Jesus. Dankie, Here Jesus. Halleluja, prys sy naam. Dankie, prys sy naam.
And in this one thing I know
Here Jesus, dankie vir hierdie oomblik dat ons net kan stil raak vir U. Maar Here, Here, U is so getrou. Here, U voorsien in elke aspek van ons lewe. Ja, dit is so. Amen. En Vader, vandag staan ons hier met dankbare harte. Nie omdat ons geregtig is daarop nie, Vader. Maar omdat ons koningskinders is, nie deur ons eie nie, Here. Maar omdat dit is wat U ons gemaak het. Vader, ons eer U, ons loof U, ons dank U. Here, dankie vir hierdie boodskap. Spreek U nou. Dankie, Here Jesus. Amen. Goeiemôre. Goed. Net aan die drade reg kry hierso. Goed. Ek weet nie of julle gesien het nie, op ons advertensies, die tema niks is tog iets. En ek moet vir julle sê, ek is getoets vanoggend met hierdie niks is tog iets, want alles, maar alles het verkeerd gegaan. Van opstaan tot in die kar klim, tot die by die kerk uitkom. Alles. Maar ek het net besluit. God is in beheer en hy regeer. En ek sal nie die vyand die eer en die erkenning gee vir dit wat hy gedoen het vanoggend nie. Goed. Ek wil julle nie depressief maak, so ek gaan nie vir julle iets oor ekskuusie nie. So niks is tog iets. En ons skriflesing vir vandag is Spreuke 3 vers 5 tot 6. En was dit nou nogal 'n openbaring? Dit sê, vertrou op die Here met jou hele hart. En steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Nou ek het al gewonder oor hierdie konsep van niks en iets. Want dit maak nie regtig vir my sin. Het julle nog nooit gewonder daaroor nie? Okay, goed. Maar julle weet in die alledaagse lewe nie, wanneer ons vir iemand vra, wat's fout? Wat sê hulle? Niks nie. Niks is fout nie. Hoekom lyk jy so? Niks nie. Niks nie. Dis die antwoord wat ons kry. Maar ons elkeen weet daar is iets. Goed. Want daardie niks waarvan almal praat, dra gewig. En daardie niks partykeer het trane in dit. Dit het vrae in dit. Dit het vrese daarin. Moegheid. Dalk 'n bietjie onsekerheid. So is niks nie tog maar iets nie. Ek het nou hierdie houertjie gebring vandag. Hoor julle, daar's iets in, né? So ek gaan dit nou uithaal, julle gaan wys. My kar se sleutel, wat een van die probleme was vanoggend. Die huis se sleutel, gelukkig nie 'n probleem nie. En dan salwingsolie. So ek het nou alles, dis lekker goed. Dis vir altyd vir lekker iets gesien. So,
As ek nou vir julle wys, wat is die een? Niks. Is jy seker? Niks. Okay. Ek wil gou hê, julle moet voorstel, né? Hierdie inhoud, hierdie gedeelte van die boks, né, is hierdie vertrek waarin julle sit. Goed, dis die boks. Goed? En ons het nou net alles verwyder, né? So kom ons sê ons het al die stoele uitgehaal en alles, al die musiekinstrumente, alles het ons uitgehaal en dis leeg gedink, né? Soos wat ons nou net gesê dit is. En ons maak julle klein. Het julle al daai movies gesien waar jy soms so, ek weet nie of dit fairy dust is of wat ook al, maar word jy net so klein. Goed, en ek sit jou in die middel van hierdie vertrek neer. En ek sê vir julle, kyk om julle rond. Wat sien julle? Wat gaan julle my antwoord? As ek sit te kyk, wat sien ek? 'n muur. As ek agter my kyk, wat sien ek? Ja, en as ek daai kant sit, wat sien ek? Nog 'n muur. En daai kant, en as ek kyk vir my voete, wat sien ek? 'n vloer, 'n fondasie. En as ek opkyk, dan sien ek die dak. So ons sien 4 mure, ons sien 'n fondasie, ons sien 'n dak. Ons het nou net gesê dis leeg. Weet julle wat, selfs wat ek en jy vandag leeg noem, het inhoud. Ek wil julle vertel wat sê die slim mense, die wetenskaplikes, van niks nie. So die wetenskaplikes sê niks is die totale afwesigheid van iets. Goed, dis wat hulle sê. Geen materie, geen energie en geen eienskappe nie. Dis wat hulle sê dit is. Maar moderne fisika sê vir ons iets anders. Dit wys dat selfs 'n vakuum, nou weet julle wat is 'n vakuum? Dis 'n leegte of 'n leemte, né? Nie heeltemal leeg is nie. Daar is steeds energie, beweging en selfs moontlikheid. So 'n perfekte leegte of leemte of vakuum bestaan nie werklik nie. So kan dit wees dat die niks in jou lewe nie ook regtig leeg is nie. En ek wil vir julle 'n voorbeeld gee uit die boek van 1 Konings 1. En julle kan dit self gaan lees en ek wil julle aanmoedig om dit te gaan lees. 1 Konings 17 van hoofstuk 17 tot hoofstuk 21 en dit is die verhaal van Elia. En ons almal ken hom nie, hy is een van die grootste profete en ons weet wat het hy bereik in sy lewe. Maar daar is 'n gedeelte van Elia wat bitter min mense ons van vertel. En ek wil dit as 'n voorbeeld vandag vir julle voorlê. So, wie was Elia? Elia was 'n profeet van die Here gewees en hy was in Israel tydens die regeringskap van koning Agab en koningin Isebel. En sy roeping was hoofsaaklik om die volk te laat wegdraai van Baal en terug te kry by die Here. Dit was sy bediening gewees. En ek gaan dit nou net so kortliks vir julle opsom, maar Elia het baie gedoen. Hy kondig droogte aan, en weet julle, in hierdie tydperk van droogte, is die Here so wonderlik in sy voorsiening, dat hy stuur kraaie, om vir Elia vleis en brood te bring, soggens en saans. Elia vermenigvuldig meel en olie vir 'n weduwee. Hy kom en hy sien hierdie weduwee in 'n stad en hy sê vir haar, maak asseblief vir my iets om te eet. En sy sê, maar dis my laaste. Ek gaan dit nou maak vir my en my seun en dan gaan ons sterwe. Die laaste. En Elia sê van nee, dit sal nie opraak nie. Totdat dit reën sal dit nie opraak nie. En dieselfde weduwee se seun wek hy op uit die dode uit.
Maar hierdie is die hoogtepunt. Hy daag 450 Baal-profete uit op Berg Karmel. 450. En eerlik, as ek en jy vandag hier staan, nee, en hier staan 450 mense wat nie kinders is van die Here nie, wat in afgode glo, sal ek en jy die moed hê om hulle uit te daag? Ek wonder. Maar hy doen dit. En wat gebeur op die Berg Karmel? Hy sê, weet julle wat? Ek het 'n offer, julle het 'n offer, maar julle mag nie die vuur aan die brand steek nie. Julle mag nie hierdie altaar aan die brand steek nie. Julle moet roep tot julle God en hy moet dit aansteek met vuur. En die God wat antwoord, hy is God. En die Baal-profete gaan en hulle loof en hulle prys en hulle skree en hulle maak 'n klomp geraas. Dit wonderlik. Hulle sny hulle self, want dit was die gebruik van daardie tyd, met spiese en met swaarde sny hulle self en hulle roep uit. En Elia is so verwaand in daai middag, hy spot eintlik met hulle, hy sê, weet jy wat, miskien moet julle harder skree, miskien hoor hy julle nie, want miskien is hy besig ergens anders te. En soos met sonsondergang, sê Elia, ag kom julle almal by mekaar, kom by mekaar. Hy stel die altaar, hy sê 12 klippe daar, en dit stel die 12 stamme van Israel voor. Hulle maak 'n voor om die altaar, en hy sê vir hulle, gooi dit nat, gooi die offer nat, gooi die brandhout nat, gooi alles nat met water. En hy doen dit nie een keer nie, hy gee hulle daai opdrag 3 keer. En Elia staan en hy roep tot God, en wat doen God? God stuur vuur uit die hemel. Halleluja. Wow. En die volk roep uit, hulle sê die Here, hy is God. Amen. Die Here, hy is God. Wat 'n oorwinning. Dink net, of imagine net, jammer vir die Engels, maar dit klink net beter, as jy dit op jou CV kan sit vandag. 450 Baal-profete. En Elia gee opdrag, 450 Baal-profete word gedood deur die swaard. 450 jaar. Maar dan, en dis die gedeelte wat ons bitter moet hoor, gaan koning Agab, en hy gaan vertel vir koningin Jesebel wat gebeur het. En koningin Jesebel gaan en sy stuur 'n boodskapper na Elia toe, om Elia te sê, hoor hierdie tyd, dan sal ek jou lewe geneem. En wat doen Elia? Hy vlug. Hierdie man, wat nou net hierdie totale oorwinning behaal het, draai om en hy vlug. Hy hardloop die woestyn in. Hy gaan sit onder 'n besembos en hy sê, dit is genoeg. Dit is genoeg. Neem nou my siel weg, Here. Want hy voel hy het niks meer om te gee nie. Fisies is hy uitgeput. Emosioneel is hy gebreek. En geestelik hier binne is hy leeg. Die plek van niks. Nou, hoeveel keer in my en jou lewe was ek in jou hulp? En ek wil hê jy moet hande opsteek, want ek was op. Ek was al daar in my lewe wat ek gesê, Here, ek kan nie meer. Here, ek is moeg. En Here, daar is niks meer nie. Ek het niks meer om te gee. En weet julle wat, dis juist daar. Nie daar op die bergtop van oorwinning nie, maar onder die besembos, waar God vir Elia ontmoet. Dis juist daar. Hy gee hom nie 'n preek nie. Hy doen nie dit nie. Hy gee hom brood, hy gee hom water, en hy gee hom rus.
Hy stuur 'n engel. En die engel berei vir hom 'n maal voor, 'n roosterkoek, sê die woord. Die engel maak hom wakker en sê, staan op, eet. Anders is die pad vir jou te veel. En die engel doen dit nie 1 keer nie, hy doen dit 2 keer. Hy sê, staan op, eet. Anders is die pad vir jou te veel. Weet julle wat is so kosbare trend dit? Net daarna het Elia 40 dae, 40 nagte gestap tot by die berg Horeb. En hierdie voorsiening het hom gehou tot hy die Here weer ontmoet. Is dit nie kosbaar nie? Elia se niks was eintlik iets. Dit was moegheid. Dit was teleurstelling, glo ek in my hart. Want weet julle wat? Elia het nie op daai oomblik toe hy gevlug het op die Here staat gemaak en hom vertrou volkome met sy hele hart. Hy het op sy eie insigte staat gemaak. God het hom nou net die oorwinning gegee, 450 Baal profete. En hy vlug vir 'n vrou. Wat sê ek gaan jou môre kry? Nou manne, wees nie op jou pas in julle huwelik nie, maar. Goed, ons gaan na die evangelie van Johannes toe. En weet julle wat sien ons daar? Wat leer die woord vir ons? Die woord leer vir ons, die ware aanbidders sal die Vader in gees en in waarheid aanbid. Maar wat beteken dit? Gees is dit wat jy binne jou aangaan. Waarheid is die eerlikheid oor wat werklik daar is. Niks nie? Is dit wat ons sê? Is niks nie? Maar Here, hier is dit. Hier is my storm. Hier is my twyfel. Hierdie is my onsekerheid. Hierdie is my vrese. Hierdie is my gebrokenheid. Daai werklikheid wat ons almal probeer om so diep weg te steek. God wil jou nie vandag ontmoet waar jy voorgee om te wees nie. Maar hy wil jou ontmoet waar jy werklik is. Dis waar hy jou wil ontmoet. En dit is waar hy vir Elia ontmoet het. Daar waar Elia op die punt gekom het en gesê, ek kan nie meer. Ek kan nie. Neem nou my lewe. Ek kan nie meer. Die vakuum, die leemte en daardie niks. Maar Spreuke 3 vers 5 tot 6 vir ons, sê vir ons, vertrou op wie? Here. Met jou hele en steun nie op jou eie insig nie. Wat doen ek en jy wanneer ons moeg is? Wat doen ons wanneer ons moeg is? Ons begin staat maak op ons eie insigte. Dis wat ons doen. Ons hardloop, ons sluit toe, ons bou mure en ons sê dis niks. Maar die Here gaan verder en hy sê, ken my in al jou weë. Al jou weë. Selfs in jou rou, selfs in jou siekte, selfs in jou ontsteltenheid, selfs in jou vrese, selfs in jou gebrokenheid, selfs in jou teleurstellings, ken my in al jou weë. Weet julle wat, partykeer bid ons en ek het dit al baie ervaar, en miskien is ek die enigste ene, maar baie keer wanneer ons bid en ons stilte tyd saam met die Here hou, dan bid ons en dan partykeer dan dwaal ons gedagtes, nee, na iets anders te doen. Ek is miskien kwaad vir my vriendin oor iets wat sy gedoen het, of ek is teleurgesteld of wat ook al, terwyl ek bid tot die Here, dwaal my gedagtes na dit toe, en is iets in my hart wat my
my ontstel wat my pla. En wat doen ek dan? Dan kom ek gou terug by die gebed toe en ek gaan verder aan. Loof en prys die Here. So opreg dankbaar. Maar ek vergeet om daai niks te vat en met hom te gaan deel. Want ek kan mos. Dis niks. Ek wil vir jou sê, vat dit na hom toe, want dit is iets. Ons moet ophou om goed te probeer. En ons moet begin om eerlik te wees. En opreg te wees. Want wanneer jy hom ken in daai iets, dis wanneer hy jou paai vir jou gelei. Ken jy God se hart? Ken jy sy hart? Of dink ons net ons ken sy hart? God vermy nie uitdagings nie. Hy oorwin hulle. Hy draai nie weg van die gebrokenis nie, inteendeel, hy beweeg al hoe nader aan hulle. Hy wag nie vir volmaaktheid nie, julle, want niemand van ons is nie, maar hy werk met eerlikheid. In Elias se niks het God 'n geleentheid gevind. Nie om hom te veroordeel nie, nie om hom te preek nie, maar om hom te herstel. Wat staan? Ek hoop nie julle sê ooit vir niks nie. Wat staan? Iets. Want jy weet die niks is nie waar. Om die Here met jou hele hart te vertrou, beteken jy gaan alles met oopmaak. Alles. Selfs die dele wat jy wegsteek. Daai gedagtes wat jy in die kas kry. Daardie niks wat jy daar in bære, is presies die iets wat God soek om mee te werk. Vertrou op die Here met jou hele hart. Julle gaan hierdie ken, julle gaan hierdie die hele week opsê. Vertrou die Here, vertrou op die Here met jou hele hart, steun nie op jou eie insig nie. Ken hom en selfs in jou niks. Ken hom. Ek gaan afsluit met die volgende storie. Daar was 'n pottebakker in 'n baie klein dorpie. En hy het die mooiste klei potte gemaak. En 'n seun het eendag by hom gekom en hom gesê, "Oom, wat maak hierdie kruike so spesiaal?" En die pottebakker het geglimlag en gesê, "Dis nie die klei nie. Dis nie die klei nie." Die seun het hom verbaas aangekyk en gesê, "Maar dis dan met die klei wat dit gevorm is." Dit is wat dit is, en die pottebakker antwoord, "Ja, maar die waarde van die kruik lê nie in die klei nie. Dit lê in die leerruimte van die kruik binne." Hy tel die kruik op en sê, "As hierdie kruik vol klei was, sou dit nutteloos gewees het. Dis juis die leerplek wat beskikbaar is in hierdie kruik wat dit bruikbaar maak. Want jy kan water insit, jy kan olie insit, jy kan graan insit. As jy 'n leerkruik vandag, is jy beskikbaar om gevul te word met dit wat die Here Jesus kan gebruik. Want weet julle wat, sonder daai niks hier binne in, is dit niks werd nie. Dis daardie leerruimte wat bruikbaar is. So ook met ons. Ons dink, ons leegheid maak ons swak. Dis nie so. Ons dink, ons gebrokenheid maak ons onbruikbaar. Dit is nie so.
En ons dink wanneer ons sê, Here, ek het niks meer nie, is ons klaar. Maar God sê vir jou vandag, dit is presies wat ek wil voel. Presies. Sien, wanneer jy vol is van jouself en op my eie insigte staat maak, is daar nie plek vir God nie. Wat jy maak toe. Ek kan. Ek weet. Dis mos niks nie. Maar wanneer jy leeg voel, en wanneer jy niks meer het op te gee nie, wanneer jy nie meer op jou eie insigte staat maak nie, dan is daar ruimte. En daai ruimte behoort aan God. En dis in daardie ruimte waar God werk. Dis in daardie niks waar sy krag invloei, en dis in daardie leemte waar hy nuwe lewe bring. So miskien is vandag die niks nie jou einde nie. Miskien is dit 'n houer, miskien is dit 'n uitnodiging, of miskien is dit net 'n plek wat wag om gevul te word. Maar daar's 'n voorwaarde. Ek en jy moet vertrou, en ons moet vertrou op die Here met ons hele hart. Nie op ons eie insig bestaan maak nie. Hom ken in al ons weë, maak nie saak wat dit is nie, want dan sal hy jou buig. So jou niks, wil ek jou verseker vandag, is tog iets. Kom ons bid. Vader, baie dankie vir die woord vir vandag. Here, dankie dat ons die geleentheid het om daaroor te gaan nadink, Here. En om dit miskien ons motto te maak vir hierdie week, Here, te weet, Here, wanneer ons wegdwaal soos Elia, Here, probeer om op ons eie insigte staat te maak en te vlug, van dit wat ons so vashou, Here, dit wat ons so vashou en ons nie kans gee om met ons te werk nie, Here, dat ons dit sal laat gaan, Here. Dat ons dit vandag by U voete sal neerlê, Vader, en sal vertrou, Here, alleenlik op U, Here. Here, dat ons U sal ken daarin, Here. Nie vir die voordeel wat ons daar uittrek nie, Vader, maar sodat U daardeur verheerlik kan word. Vader, ons loof, ons prys en ons eer U vir dit wat ons vandag geleer het, Here. En ons bid dit in die kosbare, in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Amen.